Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Geliefdes, ook 'n besondere dag in ons kerkjaar, so met Opstanding Sondag. Daarom ook van ons huis tot u huis en van huis tot huis wens ons vir ieder en elke geseënde Paastyd toe. Soos ons met die dinamiese orgelspel ook kon hoor, die liederekeuse van Opstanding Sondag is die van uitbundigheid. En ons wil ook net wat dit aanbetref, vir Jaco, dankie vir jou voorspel, sê maar orals waar jy altyd hier was en gespeel het, groot waardering, geliefdes, soos jy ook weet, is dit dan Jaco se laaste wat hy vandag by ons gaan die begeleiding doen. En ons nooi eintlik ook vir ieder en elk daarmee saam uit om te kom deel na die erediens waar ons saam met hulle gaan kuier ook. Maar ook net vir nou wil ek by voorbaat baie dankie sê. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het ons 'n lewende hoop. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van hom wat was, van hom wat is, van hom wat weer sal kom. Amen. Liewe Here, so op Opstanding Sondag, dan het ons nuwe perspektief oor u wat skuld gedra het, as die een wat gekruisig is, ons skuld gedra het, Here, maar u wat triomfantlik oorwin het oor die dood. Besef ons, Here, opnuut, U was nie net die verlosser wat vir ons sonde gesterf het alleen nie. U is die lewende God wat heers oor dood en lewe en alles. Dankie, Here, vir die hoop alleen in U, Here Jesus Christus. Vir daardie dag, dat ons hier kan wees, op hierdie dag. Besef ons, Here, as daar nie 'n opstanding was nie, dan sou ons nie hier wees nie. Here, dankie dat ons dit kan vier met Paasfees. Ons Here lewe. En dat U ons in hierdie lewe ook lei, trou behoed, ook nou waar ons uit die woord uit lees, bid ons dat U ons sal leer, ons sal wys, ons sal hoor en ons sal doen. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus 28, verse 1 tot 6, na die enkele verse. Ons saam gaan lees in my Bybel, is dit op bladsy 46 van die Nuwe Testament, dit is nou in die 1983 vertaling. Jesus het opgestaan is die opskrif van ons gedeelte, Matteus 28. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gegaan. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek na Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Dis die woord van die Here, gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as min dinge wat so finaal voel, soos die dood,
so spreek van klaar as die graf. Wanneer 'n graf toegemaak word, mense so stadig wegstap, hierdie gevoel van afsluiting en stilte, van dit is nou verby. Van die dood wat lyk na die einde van die storie. En ons ken daardie gevoel. En dan kyk ons na die graf van Christus en sekerlik dieselfde gevoel wat by Jesus se mense omgegaan het, soos wat met ons en ons geliefdes gebeur. Gevoel van afsluiting, van stilte, van dis verby. En dan die ironie en die kreatiewe spanning as het ware wat ons in die evangelies kry, dat die begin van hoop, dat ons opstandingsverhaal begin by 'n graf. Juis met al daardie gevoelens wat mense het as jy die woord graf hoor. En ons kyk bietjie na hierdie konsep van 'n graf, iets wat ons verstaan, wat ons ken, alhoewel ons graf anders is as die van die Bybelse tyd, en rotsgrafte mense gelê, maar dit is net 'n ander manier, dit is nog steeds graf. Sien ons al klaar, dis nie 'n graf wat vol is nie, as ons praat van Christus se graf, is 'n graf wat leeg is. Alreeds die momente van hoop wat begin aanbreek, want is anders as hoe ons graf ken. Daardie eerste dag van die week, Sondagoggend vroeg, lees ons stap die vroue na die graf. Presies soos mense maar doen, soos ons doen as ons na 'n graf toe sou stap, is daai weer aandink, eer betoon. In hierdie geval is dit nog rouwonde, want dit is Vrydag, kruisiging, Christus wat begrawe is. Min dae het verloop. Hulle harte is swaar. Hulle het gesien hoe Christus gesterf het. Hulle het gesien hoe hy in die graf neergelê is. En nou gaan hulle na die graf laaste eer betoon. Hulle gaan om te rou. Geliefdes, hulle gaan nie met groot verwagting nie. Soos ons, as ons na 'n graf gaan, eweneens ook nie verwagting dat iets gaan gebeur nie. Min wetende, besef hulle nie op daardie oomblik, sou dit die keerpunt wees, die draaipunt van die hoop vir die mensdom. Nou, die evangelie volgens Matteus, maar ek sal ook sê, dis nie net Matteus nie, dis al die ander evangelies, maak dit baie duidelik as ons 'n stap terugneem, dalk net weer na Goeie Vrydag vir 'n oomblik, soos ons trouwens gesê het op Goeie Vrydag, die feit dat Christus werklik gesterf het, om dit nie te onderskat nie, geen skyndood nie, baie belangrik, met wat ons ook weet van kruisiging is sekerlik die wreedste metode van teregstelling vir daardie wêreld, maar ek sal sê, oor tyd heen. Die wrede Romeine het dit vervolmaak, om iemand te laat ly. En jy het dit nie oorleef nie. Dit is nie soos wat ons dalk in die geskiedenis, as jy boeke lees, van hierdie persoon is nou, of word nou tereggestel, en soos die laksman die galg omhang, breek die galg. En dan is die gebruik sekerlik, die persoon moet nou vrygelaat word, want dit word dalk beskou as 'n handeling van die Here. So jy die galg oorleef. Of welke ander maniere van teregstelling. Voor 4 peloton sou daar baie mense wees en almal skiet mis. Jy kon dit dalk nog oorleef. Daar is statistiese kans daar. Nie by die kruis nie. Jy oorleef nie die kruis nie. En nadat Christus gesterf het, waar getuies gesien het
hoe hy in 'n graf geplaas is en die klip voor die graf gerol is en hierdie klip verseël is. Ons lees, dis die graf van Josef van Arimatea, gerespekteerde persoon in die Joodse raad. Jy hoor hierdie finaliteit, klip voor die graf verseël. Dis klaar, dis verby. Maar dit eindig nie daar in die sin van die Joodse leiers. Onthou, hulle het geweet wat Jesus gesê het, ek gaan ly, gaan gekruisig word, maar ek gaan uit die dood uit opstaan. Hulle onthou dit so in hulle agterkop. Met dit alles wat nou gebeur, voel hulle, maar ons moet 2 stappe vooruit wees. En hulle gaan vra vir die Romeinse owerhede, luister, hierdie man het gepraat van, ek gaan uit die dood uit opstaan, en ons wil hê, julle moet asseblief dat Rome wag hou oor die graf. Menslik gesproke, geliefdes, onmoontlik om daarby uit te kom, hierdie groot gerolde klip voor die graf verseël, en dan nou nog Romeinse bewaking. Van daardie einstige harde soldate, wat weet om dood te maak, weet sekerlik ook hoe om te beskerm, te bewaak. Jy het nie daar uitgekom nie. Maar dan, wat ons lees van die vroue wat daar aankom, en hierdie keerpunt, die onmoontlike wat toe nou gebeur het wel, verwagtinge wat oortref word. Jy kan sien goddelike ingryping, aardbewing. Die boonatuurlike, die engel van die Here wat afkom, klip wegrol, lees ons, sit op die klip. En hierdie soldate, hierdie geharde misdadigers, wat baie dinge gesien en beleef het, hulle word soos dooies. Hulle sterf nie, baie belangrik, hulle word soos dooies. Ek dink dit is maar net 'n mooi manier om te sê dat flou geval van skrik of wat ook al. Soos 'n dooie te word. En nie verander die geskiedenis van die engele wat vir die vroue sê, hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Geliefdes, die boodskap van daardie oggend is nie alleen dat Jesus lewe nie, dit is natuurlik dit, maar ek wil veral dat ons in die prediking bietjie kyk en oorweeg, die uitdrukking, die graf is leeg. As mense sê, 'n geliefde wat ons vooruit gegaan het, lewe nog steeds in ons harte. Ons doen dit. Dan bedoel ons daarmee, die persoon is dood, maar die persoon lewe nog in ons harte voort. Oor tyd heen het mense tot vreemde gevolgtrekkings gekom, dat hulle sê, ja, Christus leef, maar nie die manier hoe ons sou dink hy leef nie. En daarom wil ek regtig dat ons hierdie woorde oorweeg, wat beteken dit dan, as ons sê dat Jesus leef? En daarom, ons fokus in ons Bybelteks van, die graf is leeg. Dit is baie belangrik, ek dink dit is krities belangrik, wat ons sê, ons Christelike geloof rus nie op 'n gevoel of 'n filosofie van, ja, Christus leef alleen in ons harte net nie. Dis waar, maar dit ontken in 'n mate die historisiteit daarvan, veral in die teologie, wil sê, maar hoe gaan jy die historisiteit bepaal en wil jou geloof alleen begrond op die geskiedkundige aard daarvan? Ek dink is juis op 'n dag soos vandag wat ons hierna moet luister. Die Christelike geloof rus nie op 'n gevoel of 'n filosofie nie. Dit rus op die feit dat die graf leeg is. Dit rus op 'n werklike gebeurtenis. 'n historiese gebeurtenis, en ek wil begin deur dit te sê, ons kyk na die geskiedkundige aard daarvan, die historisiteit daarvan, maar dan later kom ons weer terug by hierdie sin van geskiedenis, die historisiteit, maar dan kyk ons bietjie met ander oë daarna. Maar dit is eers belangrik vir ons om in te sien, dit is 'n geskiedkundige gebeurtenis. En is pragtig deurverweef in ons verhaal. Hierdie weergee van getuienis wat daarvan vertel, Christus het opgestaan.
Een daarvan, as 'n stuk getuienis, is die eerste mense wat natuurlik na die graf toe gegaan het, wat hierdie graf gesien het, wat die leë graf gesien het, is die vroue. Nou, dit moet ons ook insien. In die kultuur van daardie tyd was 'n vrou nie gereken as 'n betroubare getuie nie. Mense nou wou dink, maar goed, dis nou nie 'n goeie stuk getuienis nie, want dis dan nou die vroue van daardie tyd, of die vroue het in daardie tyd eerste getuienis gewees, en hulle lê nou getuienis af as die wat eerste Christus gesien het. Hoe maak ons sin daarvan? Die rede, geliefdes, hoekom vroue nie beskou is as in daardie tyd as goeie getuie, dis nie, is maar vanweë die patriargale samelewing. Ons weet natuurlik, dames, dis nou anders, die getuienis is net so goed soos die van 'n man, maar oorweeg net op hierdie stadium die teks. Die teks, die evangelies, wil 'n stuk getuienis weergee, en hulle skryf in die Bybelteks, die vroue was eerste daar, maar jy kan jouself indink, as jy 'n saak moet verdedig, gaan jy 'n saak so goed wil voorbring, dat dit geglo moet word. Wat die evangelieskrywers egter doen is, hulle wil nie oortuig van 'n ander saak, anders as wat feitelik gebeur het nie. Hoe die mense nou al van daardie tyd ook al oor hierdie saak dink, dis wat gebeur het, dit was vroue wat eerste die graf gesien het. En ja, die buitewêreld kan dit met groot agterdog beheen. Kan jy jou indink in daardie tyd, hoe gesê is, ja, maar vroue het eerste gesien, is dit geloofwaardig? Hierdie storie is nie 'n versierde storieetjie nie. Soos hoe baie verhale en howe vertel word, bietjie aangeplak, bygesit. 'n Stuk getuienis word gegee, geliefdes, luister baie mooi, wat nie noodwendig vir daardie tyd tot die voordeel is vir die uitdra van hierdie stuk getuienis nie. Maar maak nie saak wat nie, ons vertel wat gebeur het en ons bly by die waarheid. Ek dink dis lofwaardig. Dis nie 'n versierde storie nie. Dis 'n eerlike weergawe. Nog 'n belangrike detail is hoe die teestanders van Jesus reageer. Mense moet eintlik soos 'n speurder na hierdie teks ook kyk. Baie interessant, anders as vandag waar mense die leë graf wil betwyfel. Betwyfel Jesus se teestanders nie die feit dat die graf leeg is nie. Hulle doen dit nie. Hulle sien die graf is leeg. Hulle het ander redes hoekom hulle aanvoer dat die graf leeg is, onder andere dat Jesus se disippels dan nou die liggaam gesteel het. As jy net 'n sielkundige evaluasie doen van daardie bang disippels, wat almal weggehardloop het, wat die durf en die moed sou hê om verby Rome en verseelde graf te kom, liggaam te kan steel, maar dan nog daarna, en hier kom dit eintlik by die werklikheid van die menslike toestand, om jou lewe af te lê, vir jy wat bang is tevore, en jy het dit so goed gewys vir die wêreld, om jou lewe na die opstanding af te lê, vir iets wat jy weet alleen is. Dis nie hoe ons mense werk nie. Jy sal vir die waarheid sterf, nie vir 'n leuen nie. Maar goed, vir politiese redes het die Jode gesê, kom ons versprei hierdie storie, dis Jesus se disippels wat die liggaam gesteel het. Maar soos 'n speurder, geliefdes, moet ons dan ook sien wat hulle eintlik sê. Die stelling wat gemaak word, selfs deur Christus se teestanders, ontken hulle nie die leë graf nie. Die graf is leeg. Hulle sien dit. Jy kan dit nie betwyfel nie. Hulle kan wel met slinkshede probeer sê hoekom hy leeg is. Dis 'n feit wat nie ontken kan word nie. En dan derdens die beeld van die wagte. Hulle wat veronderstel is om die graf te bewaak. Hulle word soos die dooies uit vrees. Baie interessant die ironie, eintlik 'n kreatiewe spanning in die teks van die een wat dood is lewe en die lewendes word soos dooies.
Met al hierdie stuk getuienisse, is die vraag, wat beteken hierdie graf vir ons vandag? Geliefdes, in die eerste plek beteken dit dat die dood oorwin is. Ons grootste vyand is nie siekte of pyn of selfs onreg. Dis die dood. Dis die een werklikheid wat een en elk van ons in die gesig staar is, die dood. Maar dan weer die leë graf. Die leë graf getuig dat die dood nie die finale sê het nie. Dis 'n stuk verklaring, 'n triomfanklike verklaring, want die graf is leeg. En geliefdes, dis nie 'n geval van Christus wat die dood ontsnap het nie. As het ware soos wat ons sal sê, 'n noue ontkoming nie. Dis die dood triomfanklik oorwin het. Dis die een wat heers oor die dood. En dan tweedens in die leë graf vind ons die merkwaardigheid, soos as speurder ons hierdie teks lees, fyn lees, stadig lees. Dis die Engelse woorde. Die Engels sê, soos hy gesê het. Hy is uit die dood uit opgewek, soos hy gesê het. Want Christus het voor dit alles gesê, ek gaan ly, sterf aan die kruis, en ek gaan opstaan uit die dood. Ons kyk terug daarna en jy wonder, maar hoekom is hulle verbaas hieroor? Christus het dit dan gesê, maar dink ook nou maar net, hoeveel keer sê iemand iets vir jou, wat dalk waarheid is, en dan later kom dit eers tot jou, en dring dit tot jou deur, die essensie. So Christus het dit gesê, maar dit nie noodwendig verstaan nie, want dit is, op daai stadium, was dit nog nooit so dat iemand uit die dood uit kan opstaan nie. Daar's nie die moontlikheid, nie in jou wildste gedagtes kan jy jou dit voorstel nie. So, Christus het dit gesê, maar hulle het nie noodwendig verstaan nie. En nou word hulle herinner weer aan die diepte van hierdie woorde, soos hy gesê het, want hy het dit gesê, en nou gebeur dit, en ek wys vir julle, sê die engel vir die vroue as het ware, Christus het dit gesê, dit is so. Dit beteken ons kan God vertrou, geliefdes. Dit beteken wat God sê gebeur. Wat hy sê, doen hy. En dan derdens bring die leë graf hoop. Vroue wat na die graf kom, voel van groot hartseer. Hulle stap weg met vreugde, groot blydskap. En in 'n oomblik verander alles. Van dood na lewe, van trane na vreugde. Dis wat die opstanding doen. Dit verander mense, dit kan nie anders nie. Mens kan nie dieselfde wees nie. Interessant genoeg sien ons in hierdie verhaal dat mense tog verskillend reageer op die leë graf. Positief en negatief. Sommige glo, vroue hardloop na die disippels toe, vertel vir hulle. Aanvanklik ook het hulle dit bietjie met agterdog beheen. Mettertyd glo hulle. En binne die disipelkring ook sekerlik elkeen binne sy eie tyd. Sommige glo, die evangelie skyn al helderder en helderder, die lig, die verstaan daarvan ook. Hulle verkondig dit. Maar dan die heeltyd wat jy sien in die teks, die teestand. Dieselfde ding is voor die mense, die leë graf, die een reageer so en die ander een anders. Veral die familiehoofde, die elite, skrifgeleerdes, hulle probeer hierdie waarheid onderdruk. Veral binne die kringe van die Jode, wil nie 'n rebellie hê nie, wil nie hê mense moet hierdie ding glo nie, want Rome is klaar vies vir ons kan nie nog hierdie kabbelings as het ware veroorsaak nie. Al is die feit voor hulle, weeg die politiek van daardie stadium, op daardie stadium vir hulle groter. Opstanding, geliefdes, word nooit neutraal ontvang nie. Het vra 'n reaksie. Het vra 'n antwoord.
En dit bring ons by vandag. Dit bring ons by vandag in die sin van die leë graf is nie net 'n verhaal uit die verlede nie. Dit is nie net 'n stuk geskiedenis as eendag lank gelede nie. En dit alleen is hoekom ons sê, dis nie net geskiedenis nie. Want dit wil iets doen in die hede. Met die feit dat die graf leeg is, hoe leef ons daar volgens? En daarom dat ons sê, die opstanding het 'n baie groter teologiese punt wat dit wil maak. Want geen sin word die opstanding, die feitelike opstanding van Christus, as die historiese gebeure nie voorgesê nie. Geliefdes, hierdie uitnodiging is vir elkeen van ons. Die opstanding as 'n uitnodiging, as 'n stuk omhels, aangryp van lewe. Ook in ons lewe, wat ons ook al kan vergelyk met dieselfde simboliek van graf, dood, donkerte. Sien ons ook die hoop in Christus daarin. Deel van die ewige lewe, en dit moet ons ook vir mekaar sê. Die hoop van die opstanding is nie net 'n hoop eendag ver daar vorentoe. Wanneer ek sterf, dan sal ek opstaan nie. Dis in hierdie lewe alreeds vir ons 'n werklikheid. Met wat ek noem nou in my lewe, die donkerte, die graf, die hopeloosheid. Want ons sê ons is reeds besig met die ewige lewe. En dan baie belangrik, roep die opstanding van ons Here Jesus Christus ons tot aksie. Soos daar altyd 'n reaksie is, positief of negatief, tot die opstanding, vra dit altyd 'n aksie. So die engel sê vir die vroue, gaan sê vir die disippels. Hierdie boodskap is nie 'n boodskap om stil te hou nie. Dit kan trouens nie. Moet gedeel word, gelewe word. En dit is ons opdrag. Gaan leef dit. So eenvoudig. Geliefdes, die Christelike geloof staan of val by hierdie eenvoudige waarheid. Graf is leeg. Omdat die graf leeg is ons hier. En dit getuig van Christus wat opgestaan het, ons vooruitgaan. Graf is leeg. Dis goeie nuus. Ander gelowe se prominente figure se graf is nie leeg nie. Moenie die merkwaardigheid van 'n leeg graf onderskat nie. Mohammed het 'n graf. Boeddha het 'n graf. Hulle is nou nog in die graf. Christus se graf is leeg. As die graf nie leeg was nie, dan was daar nie hoop nie. Dan was Jesus op die beste 'n goeie persoon wat vir mense gesterf het, maar self ook gesterf het en so gebly het. Maar die graf is leeg. Dit sê sonde is oorwin. Dood is verslaan. En hoop is lewendig. Ons verlossing ten diepste begrond, ja, op die kruis, maar veral ook opstanding van ons Here Jesus Christus. En daarom, geliefdes, kan ons met sekerheid sê, Jesus is nie in die graf nie. Hy het opgestaan. Hy leef. Ons dien 'n lewendige God. Mag hierdie waarheid nie net iets wees wat ons hoor nie. Kan hoor die momente, maar ook wat ons glo. Ook wat ons lewens verander, rig en lei. Wat ons met ander deel.
eenvoudige stelling op Opstanding Sondag. Graf is leeg. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Amen. Kom ons bid saam. Opgestane Here Jesus Christus, Here, ons besef opnuut, ons aanbid 'n lewende God. God wat vir mense gesterf het, maar God wat ook opgestaan het, dood oorwin en lewe, en wat sit aan die regterhand en heers tot in ewigheid. Krag, gesag. Here, dankie dat ons hierdie eenvoudige woord ons eie kan maak. Die graf is leeg. Is nie meer daar nie. En dit verander alles. Here, die voorreg dat ons daarom vervolgens as gevolg van die opstanding op die eerste dag, Sondag na Sondag by mekaar kom om dit te vier. Die opstanding, die leeg graf. Here, dit echo oor tyd heen tot ons lewe. Hoe ons reageer daarop, soos ons gesien het, mense daarop verskillend reageer. Help ons, Here, dat dit nie net woorde sal wees wat ons hoor nie. Here, dat ons nie dit net beskou as 'n geskiedkundige verhaal van eendag lank gelede nie. Maar dat die woorde, dat die teologie van hierdie gedeelte tot sy reg kom en die oproep en die uitleef, die eie maak daarvan. Want is ons hoop. Graf is leeg. En so weet ons, Here, sal U ook ons graf ontsluit. Dood, waar is jou angel? In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly saam met elkeen van julle nou en tot in alle ewigheid. Amen.